Goeiemôre gemeenskap van gelowiges. Dit is vandag Vrydag die 24ste Julie 2026. En ja, ons het in die spore van Barnabas geloop van die vorige week 5 kere, ook hierdie week 5 kere. Vandag is dan nou die laaste een daarvan. En ons is besig om te lees uit Handelinge en ons gaan vanmôre lees Handelinge 15 vers 36 tot 41. Daar staan: 'n tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê: "Kom ons gaan kyk hoe dit gaan met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het." Barnabas wou vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamneem. Maar Paulus het gedink dit is nie reg om die man saam te neem wat hulle in Pamfilië verlaat het en nie enduit die werk saam met hulle gedoen het nie. Hieroor het hulle so skerp verskil dat hulle van mekaar geskei het. Barnabas het toe vir Markus geneem en met 'n skip na Siprus toe vertrek. Paulus het vir Silas gekies en vertrek nadat hulle deur die gelowiges aan die genade van die Here toevertrou is. Hy het deur Sirië en Cilicië gereis en die gemeentes geestelik versterk. Nou wanneer ons hierdie gedeelte lees en ook dan nou die laaste hier in Handelinge van Barnabas lees, dan lyk dit half asof Paulus en Barnabas hier uitmekaar gaan en hulle is nie baie gelukkig met mekaar nie. Dit is egter nie heeltemal die volle waarheid of die verhaal nie. Inteendeel, wat hier eintlik gebeur is dat Paulus baie streng was in wat hy wou hê en dat hy nie bereid was om vir Markus 'n tweede kans te gegee het nie. Terwyl Barnabas in die tipe persoon wat hy was, 'n begeleier, 'n ondersteuner, het gevoel dat Markus eintlik 'n tweede kans kon kry, of nog 'n geleentheid kon kry. En so lees ons eintlik verder van hierdie twee, in Kolossense 4, Filippense 24, 2 Timoteus 4, 1 Petrus 5, dat hulle eintlik besonderse werk gedoen het, in die plekke waar hulle twee saamgekom het. So, as 'n mens hierna kyk, dan ontdek ons eintlik 'n ander ietsie van Barnabas, so 'n laaste gedagte van Barnabas. Markus het later besluit om by die eerste sendingreis eerder nie saam te gaan nie. En nou het Paulus en Barnabas nou daaroor verskil oor hoe hulle gevoel het oor Markus. Maar die gevolg van hierdie skeiding is dat daar eintlik 2 sendingreise onderneem word. Barnabas se aanmoediging het 'n klomp vrugte afgewerp, soos ons kan sien uit Markus se effektiewe bediening later. Paulus is ook later met Markus versoen. Ons sien ook uit Barnabas se lewe dat 'n mens selde in 'n situasie beland waar daar nie ten minste een persoon is vir wie jy kan bemoedig nie. Ons is so geneig om altyd net te kritiseer. Natuurlik is dit soms nodig om 'n mens op sy foute te wys, en natuurlik moet jy ook die konsekwensies van jou foute hanteer. Maar ons moet eers sy vertroue deur aanmoediging wen, voordat ons hom op sy tekortkominge kan wys. En dis presies wat Barnabas hier doen. Barnabas is eintlik iemand wat 'n mens kan navolg vir sy besonderse oorkoepelende geestelike gewoontes. En hoe hy in hierdie spesifieke laaste gedeelte wat ons van hom lees, regtig sy lewenspraktyk van ondersteuning sterk na vore kom. So sterk dat hy en Paulus van mekaar verskil. En dit is 'n lewenstyl wat by hom iets is wat ons aan sy naam kan koppel. As ons dan aan Barnabas dink, dan dink ons aan 'n gewone mens, wie se sterkste eienskap eintlik sy ondersteunende, nederige houding was. En natuurlik dat hy 'n besonderse geloofsonderskeiding gehad het. Mag ons hom ook dan navolg, soos wat ons vir Paulus navolg, omdat hy 'n goeie voorbeeld vir ons was. Here Jesus, dankie dat ons so op Barnabas se spore kon naloop. Dankie dat ons baie van hom kon leer. 'n Gewone mens, wat saam met Paulus kon reis, baie by hom kon leer, en dan ook hier in die laaste paar verse wat ons vanaand gelees het, kon hoor
hoe hy sy eie ding gaan doen, 'n sendingreis onderneem saam met Markus. Ja, en later dat hulle weer by Paulus kon aansluit. Here, mag ons ook hieruit leer dat daar baie aspekte is van hoe om U te volg, nie net een nie, en nie net een persoon of een visie nie. Somstyds, soos in hierdie geval, selfs twee. Mag ons dan, Here, wanneer ons na mekaar kyk, nie mekaar net wil kritiseer nie, maar eerder ondersteun. En dit bid ons in U naam, naam van ons Here Jesus Christus. Amen.